Dis reeds baie laat hier by my in die aand en dis die enigste tyd wanneer ek opnames kan maak, want dis wanneer die res van die gesin slaap. In hierdie tyd van die aand is altyd vir my lekker om deur my ou plate te blaai en dan liedjies te luister. Ek het byvoorbeeld hier 'n plaat wat pink is nogal en dit is van Now That's What I Call Music nommer 6. En 'n bekende liedjie hierop is Erasure se Ooh Sometimes, of die ander een wat ek hier opgemerk het is Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. En dit bring nogal baie herinneringe terug. Herinneringe van my ouers se tyd, herinneringe my eie verlede wat ek gehad het en musiek wat hulle baie keer geluister het. Ek het byvoorbeeld ietsie van Louis Armstrong ook, Hello Dolly van Louis Armstrong, wat baie interessant is. En dan 'n plaat van Johnny Cash wat ek die intro liedjie op gespeel het. Die plaat het in 'n geval net R1.99 gekos. Die prys is nog op die plaat. Maar dit bring baie goeie herinneringe terug. Lance Morrow het gesê, Music is the way our memories sing to us across time. Each memory has a soundtrack of its own. Dis so waar, want baie keer as jy na die musiek luister, bring dit herinneringe van ver in die verlede weer terug. Nou ek wil vandag met julle gedeelte behandel uit Matteus 26. Matteus 26 vanaf vers 26 tot 30 en dan gaan ons later ook 'n ander gedeelte in die Bybel lees. Ek lees vir ons die instelling van die nagmaal. Met die oog op Goeie Vrydag en hierdie lydingstyd wat ons nou eintlik is in die kerklike jaar. En dan natuurlik ook almal van ons wat op hierdie stadium afgegrendel is, in isolasie eintlik kan mens maar sê, met die lockdown wat plaasgevind het. So kom ons luister na Matteus 26. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofgesang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. In Matteus 26 vers 30 lees ons dat Jesus en sy disippels na die Pasga en die instelling van die nagmaal die lofsang gesing het en toe uitgegaan het Olyfberg toe. Die Paasfees van die Jode was soos die woord sê eintlik 'n feestelike geleentheid, waar baie rituele lofpsalms saam gesing is gedurende en ook na ete. En volgens die voorskrifte oor die viering van die Pasga, is die eerste deel van die lofpsalms, wat Hallel genoem is, gesing na die derde beker wat tydens die Pasga gedrink is. Vandag sing ons nog dikwels Halleluja's, wat dieselfde grondbetekenis het as die Hallel, en dit is prys die Here. Die Hallel het bestaan uit Psalm 113 tot Psalm 118. Nou die tweede deel is gesing aan die einde van die Pasga, nadat die vierde beker gedrink is. Hierdie laaste gedeelte van die Hallel kom uit Psalm 113 tot 118 en dit handel oor die liefde van God en die kragtige dade wat hy gedoen het. By die Pasga het Jesus simbolies vir sy disippels die tekens van wyn en brood ingestel, wat aanduiding was van die nuwe verbond, dat hy sy liggaam en bloed sal stort tot vergewing van mense se sonde. Nou, hulle het waarskynlik nog nie mooi begryp wat dit beteken nie, maar hy het geweet wat op hom wag en dat hy uiteindelik aan die kruishout sou sterf. Dit was eintlik 'n baie aardige geleentheid. 'n Paasfees waar lofpsalms gesing word, maar met die vreemde woorde. Dit wat eintlik in Jesus se ore weer klink het. Dit is my liggaam, dit is my bloed. Jesus weet wat wag vir hom. Maar soos hy gebruik was, het hy saam met sy disippels die laaste deel van die lofpsalms wat handel oor die liefde van God en sy kragtige dade uit Psalm 118 gesing voor hulle uitgegaan het na die Olyfberg toe. 'n Mens kan amper sê hy sing 'n lofpsalm op pad na die kruis toe. Nou ons lees op 'n paar plekke in die Nuwe Testament
dat Jesus eenkant toe gegaan het om te bid. Ons lees dat hy mense geleer het en gepreek het. Ons lees selfs dat Jesus op 2 plekke in die Bybel gehuil het. Ons besef dikwels nie dat Jesus ook gesing het. Want dit word net sydelings eintlik vermeld in die gedeelte wat ons voor die nagmaalse instelling gelees het. Die feit dat Jesus die psalms geken en gesing het aan die einde van sy lewe het eintlik 'n baie belangrike rol gespeel. Jesus het groot geword as 'n Joodse kind. Dit het beteken dat hy, soos alle Joodse kinders, by 'n rabbi die Joodse Bybel geleer en gememoriseer het. Hy kon die Torah en die psalms eintlik woordelik opsê. In Lukas 2:46 word vertel dat Jesus se ouers na die Paasfees ontdek het dat hy nie saam met hulle was nie. Hulle het hom begin soek en na 3 dae in die tempel gekry waar hy tussen die geleerdes gesit het en hulle geluister het en hulle uitgevra het. Almal wat hom gehoor het was verbaas oor sy antwoorde en insig. Ons lees dit in Lukas 2:47. Hy was dus eintlik 'n uitnemende student wat al die Joodse geskrifte geken het. Dis ook die psalms. Jesus het die psalms geken en saam met sy disippels dit ook gesing. Nou die sing van psalms was in die tyd die sogenaamde chanting of dreensang wat eintlik neergekom het op die neurie van psalms. 'n Mens kan vandag nog dit hoor as 'n rabbi in 'n sinagoge met sy dreensang voorgaan in die sing van psalms. Die woorde van die geloofsliedere was deur die eeue heen nog altyd vir gelowiges eintlik 'n bron van krag en inspirasie. Vandag nog sien ons as predikante dit baie by gelowiges wat krisisse ervaar of wat selfs op sterfbeddens lê, dat hulle die woorde van 'n bekende psalm of gesang mymer of prewel. Die Here is my herder. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek weet aan wie ek my toevertrou het. As ek die doodsvallei betree, gaan selfs my beste vriend nie meer, maar my troue vriend in nood lei my ook deur graf en dood. Sulke bekende woorde word vir 'n mens in nood die anker waaraan hy kan vashou. Wanneer Jesus in die kruis sterf, is dit opmerklik dat hy ook die woorde van 'n psalm wat hy so goed geken het, eintlik mymer en uitroep. Kom ons gaan lees nou Jesus se laaste woorde uit Matteus 27 vers 45 tot 50. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. My God, waarom het u my verlaat? Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Interessant genoeg, hierdie woorde is ook eintlik 'n aanhaling uit Psalm 22. Psalm 22, die tweede vers. Die eerste uitroep, Eli, Eli, is die Hebreëse woord vir my God, en die tweede gedeelte is eintlik in Aramees. Dit is die taal wat Jesus en sy disippels gepraat het. As 'n mens werklik doodsbenoud is, praat jy dikwels in jou moedertaal waarin jy jouself die beste kan uitdruk. Wanneer 'n mens bid jy in jou moedertaal waarmee jy jou emosies die beste kan verwoord. Jesus ervaar op hierdie stadium van sy lyding aan die kruis dat hy alleen is. Daar's niemand wat hom kan help nie. Hy beleef dit dat hy self van God verlate is. En in hierdie oomblikke van pyn en lyding is asof die woorde van 'n bekende psalm in sy gedagtes opkom. Eli, Eli, lema sabachthani. Dis asof hy die bekende woorde van die psalmdigter van ouds uitdrukking kan gee aan sy ervaring, aan sy eensaamheid, aan hierdie Godverlatenheid wat hy beleef.
As 'n mens die verdere verloop van die kruisiging lees, is dit asof die woorde van Psalm 22 op Jesus betrekking het. Dit klink amper asof die woorde van Psalm 22 wat in Jesus se gedagtes maal bewaarheid word. Psalm 22 staan die volgende: Moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat my help nie. Hoor Matteus 26. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Hoor weer Psalm 22. Soos honde omsing hulle my, die bende misdadigers sak op my toe. Matteus 26. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. En dan haal ek weer Psalm 22 aan. Hulle bind my hande en voete vas. Hoor wat sê Matteus 27. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus die goewerneur uitgelewer. Psalm 22. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Matteus 27. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Psalm 22. Almal wat my sien, spot my en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry as hy hom dan so baie van hom hou. Matteus 27. Net so het die familiehoofde ook gespot en gesê, hy het op God vertrou, laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Psalm 22. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looitjies oor my mantel. Matteus 27. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Psalm 22. My God, waarom het u my verlaat? En waarom bly u ver as ek om hulp roep? Matteus 27. Teen 3 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Psalm 22 is egter nie 'n klaaglied nie, maar die laaste gedeelte van die psalm gaan oor in 'n loflied waarin die trou en die sorg van God besing word. Hy hoor die hulpgroep van mense in nood en hy sorg vir hulle. Mense prys hom as die koning en getuig van sy verlossingsdade. Miskien is dit juis die woorde van die psalm wat ook vir Jesus die sekerheid gegee het dat al voel hy van God verlate, God ook sy hulpgeroep gehoor het en hom nie sal loslaat nie. Miskien was dit juis die sekerheid van Psalm 22 wat dit moontlik gemaak het dat Jesus volgens die evangelie van Lukas uiteindelik kon uitroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Uiteindelik kon hy saam met Psalm 22 uitroep dat God teenwoordig is in sy lyding, al het hy ervaar dat hy van God verlate was. Instellingswoorde van die nagmaal tydens die laaste Paasmaal saam met sy disippels het toe waar geword. Sy liggaam is gebreek, sy bloed is vir baie vergiet tot vergifnis van sondes. Ons kan nou saam met hom die tweede deel van die Hallel sing oor die liefde en die kragtige dade van God. Jesus het die Hallel loflied gesing voordat hy sy lyding tegemoet gegaan het. Op die Olyfberg het hy in gebed met sy Vader geworstel en gevra of hy die lydingsmeester by hom kan verbygaan, maar uiteindelik het hy homself onderwerp aan die wil van sy Vader. Aan die kruis ervaar hy dat dit vir hom lyk asof God hom verlaat het. Weereens vind hy krag as hy hom vereenselwig met die worsteling van die digter in Psalm 22. En uiteindelik word sy klagte ook 'n loflied as hy sy gees in die hande van sy Vader oorgee. Maar wat beteken dit vir ons vandag? Geloof beteken nie dat daar geen lyding of swaar kry in jou lewe sal wees nie.
Geloof beteken dat jy ook in die donkerste uur na God mag roep en aan hom kan vashou. Al lyk dit soms asof hy jou verlaat het. Die kruis van Jesus Christus is vir ons die sekerheid dat die voorhangsel geskeur het, die skeiding wat daar eintlik was tussen God en mens is afgebreek. God sal ons nooit verlaat nie. Daarom kan Paulus in Romeine 8 'n oorwinningslied sing, dat daar niks is wat ons van die liefde van God kan skei. In donker ure en tye van nood, kan ek en jy ook soos Jesus ons krag vind in die sekerheid wat geloofsliedere verwoord, soos Psalm 23. En dan kan ons ook soos Jesus uit Psalm 118 sing van God se reddingsdade, al weet ons dat daar dalk nog 'n spreekwoordelike kruispad val in hierdie tyd op ons pad lê. As jy dan nog twyfel, as jy eendag in sak en as sit en jy voel dit raak net vir jou te veel en jy weet nie hoe verder nie, sing of dink daaraan dan net aan die psalms en gesange wat jy van kleins af onthou. Dink dan terug dat dit sy liggaam is wat vir jou gebreek is en sy bloed wat vir jou vergiet is tot vergewing van al jou sonde. En dat dit vir jou 'n nuwe toekoms gee. Daarom het ek en jy altyd rede om vir hom te sing. Ek groet julle met 'n lied wat uit my kinderdae uitkom. Dit is nou nie 'n kerklike lied nie, maar dit is 'n lied wat my ma gereeld op Sondag op die platespeler gespeel het, wanneer ons gewoonlik Sondagmiddagete geëet het. En dan het ons baie keer hierna geluister. Dit is 'n geestelike lied. En dit is 'n lied van J.W. Pate Senior. Amen. Luister gerus na kort uittreksel hierna. En mag jy in die toekoms, wanneer jy dalk ook weer net moedeloos is, weer teruggryp na hierdie klein, eenvoudige aanhalings van liedere waarmee jy groot geword het, wat weer aan jou hoop gee. Want onthou, Lance Morrow het gesê, music is the way our memories sing to us across time. Lekker luister.